fantasties. Maar nee, dit het nie vir hom gegaan oor roem of oor glamour of oor hierdie goed nie. Dit het vir hom gegaan oor een ding, en dit is, hy het 'n sekere opdrag gehad wat hy moet uitvoer. En weet jy, ek wonder hoeveel mense voldoen nog aan die vereistes van God. Ek praat nie van jou kerk nie, ek praat nie van die regering nie, ek praat glad nie van dit nie. Ek praat van die woord van die Here, wat jou sal deurdra en wat jou sal help in tye van nood, in tye van omstandighede, dat God se woord vir jou werklik sal deurkom. Ek wonder hoeveel mense kan nog daaraan vashou, want ek sien dit nie in predikers se lewens nie. Die massas beïndruk my nie, want jy sien dit het die hemel ook nie beïndruk nie. En dit is waarom die Bybel sê, en dit is waar ons opgeraap word, ons word opgeraap in die massas, terwyl God met die individu deel, terwyl God met die eens deel, met die mense wat een is, terwyl jy jou vanaand ken waar jy sit, terwyl jy jou hart vanaand ken, terwyl jy jou beter ken as wat jy jouself ken vanaand, terwyl jy jou omstandighede ken, terwyl jy jou hartseer ken, terwyl jy jou verdriet ken, terwyl jy vanaand alles van jou af ken en alles van jou weet, terwyl jy daar vanaand sit en jy sê, Here, ek voel verlore, ek voel ek voel eensaam, dit voel of ek nêrens inpas nie, dit voel of ek nêrens in hierdie lewe, want werklik waar net soos 'n puzzle kan inpas nie, dit voel of alles teen my draai, dit voel of dinge net nie is wat dit moet wees nie. As jy nog nooit so gevoel het nie, ek het al baie in my lewe so gevoel, maar dan besef ek een ding, ek kan nie mense vertrou nie, want mense maak beloftes, maar hulle is feilbaar. Iewers gaan hulle jou in die steek laat, terwille van hulle self, want nou, 'n persoon stel hom altyd eers te self, voordat hy sê hy sal aan jou dink, hy sê hy sal jou ondersteun, hy sê hy sal jou help tot op 'n punt, en dan draai hy sy rug op jou, want die Bybel sê, vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou, maar wanneer jy op God vertrou, sal God jou laat connect met die regte mense. Dis ironies, nee. Ons wil nie altyd die waarheid hoor nie. Nee, ons hou nie daarvan nie. Ek sal eerder agter my eie denkwyse aanhardloop. Ek het dit gedoen toe ek jong Christen was, waar ek tot bekering gekom het. Baie radikaal vir die Here, dinge gedoen en gesê. Maar weet jy wat, God het my hart geken, ek het my kop 'n paar